Familie, vandag is ons eerste preek in ons Paaspreekreeks wat ons genoem het Tetelestai. Nou as jy nie bekend is met daai woord nie, dit is 'n Griekse woord wat beteken dit is volbring. It is finished. En so hierdie woord sou tradisioneel gebruik word in 3 kontekste. Die eerste een is in 'n besigheidskontrak as daar 'n party is wat 'n skuld gehad het of daar was skuld en die skuld is afbetaal, dan sou hierdie woord gebruik word wanneer die skuld nou afbetaal is. Tweedens sou dit gebruik word in oorlogvoering as die vyand oorwin is en die wenkant sal dan nou uitgeroep het, Tetelestai. En die derde plek waar dit gebruik sou word is as daar 'n krimineel is wat gevonnis is en hy het sy vonnis uitgedien en as hy nou vrygelaat word, dan sou hulle nou ook uitgeroep het Tetelestai, dit is volbring. So hier is die goeie nuus wat ons na gaan kyk in die volgende paar weke. Ons skuld is deur Jesus betaal aan die kruis. Ons sondeskuld wat ons verskuldig is as gevolg van al ons oortredinge is ten vol betaal aan die kruis. Die oorwinning oor die duiwel en al die bose magte is gewen namens ons deur Jesus aan die kruis. In Christus het ons die oorwinning as gevolg van die kruis. En laastens, ons hoef nie gevangene te wees aan 'n lewe van sonde nie. Ons hoef nie gevangene te wees en in die straf te leef vir dit wat ons eintlik verdien vir ons sonde nie, want Jesus het die vonnis gevat op hom. Ons is vry. Tetelestai, dis wat dit beteken. So vandag wil ek die preek begin deur vir julle 'n foto te wys. Jy kan daar aangaan na die volgende slide toe. So, waarna julle daar kyk is 1993 se graad 1 klasfoto van Laerskool Tygerpoort. Nou ek seker niemand van julle weet waar Laerskool Tygerpoort is nie. Dis in die ooste van Pretoria, dit is so plaas op daai stadium, so 'n plaasskooltjie gewees, net so buite die ooste van Pretoria. En so daar's 2 mense daar wat julle gaan ken en ek gaan gou as jy aangaan na die volgende slide toe dan sal julle hulle raak sien daarso. Daar voor langs die juffrou sit my vrou Anneke. En daar in die agterste ry is ek. Eywa het baie taktvol gesê pappa het 'n mushroom haarstyl. Ek dink ek het meer vir Backstreet Boys gegaan, maar duidelik het ek kort geval van dit. So dis ek en my vrou Anneke. Ons ken mekaar van hierdie ouderdom af en later het besef ons eintlik van jonger af. Ons was in kleuterskool ook saam, laerskool saam en hoërskool ook, seuns en meisies skool saam gewees, maar om die brandende vraag in julle almal se koppe te antwoord, nee. Ons was nie gekeis of het belang gestel aan mekaar in enige manier in ons laerskooltyd nie, okay? Ons was bekend met mekaar, dit was 'n klein skooltjie, so jy moet verstaan, jy is in mekaar se spasie. Ek het geweet, sy het elke jaar die prys gewen vir die meeste boeke gelees, en sy het regtig gehou van lees, en sy was soos akademies sterk, top 10 student altyd. Ek weet nie wat sy van my kan onthou nie, seker maar dat ek gehou het van cricket en soos alles het gegaan oor cricket op daai stadium. En so ons was bekend met mekaar, maar daar was nooit 'n dieper verhouding, dieper connection nie. En so sy spot altyd met my en sê ek het 'n bietjie die lang game gespeel en 26 jaar gevat om die eerste move te maak. Want in 2018, so dis nou, ons is toen al in ons 30s, toe sy was in bediening in Johannesburg by Every Nation Rosebank en ek in Pretoria, en nou soms, jy weet, ons is bekend met mekaar, ons is Facebook vriende, want ons was in dieselfde laerskool, en ek sien wat sy doen, en sy sien wat ek doen, en
ek besluit toe later aan, ek gaan kontak maak met haar, en ons begin kuier, en die WhatsApp boodskapies begin, en raak al hoe langer, en later aan is dit tot 2:00, 3:00 die oggend, hier message ons nog steeds mekaar, en al begin nou, ons is nou al lankal verby, net 'n bekendheid vlak van die verhouding, en ons besluit toe om op 'n date te gaan. Ek sal dit nooit vergeet nie, ons eerste date was by 'n plek genoem Hudson's, dis soos 'n burgerplek in Johannesburg. Ek het daai dag daar aangekom en so gesit en so oor die pad uitgekyk, en sy het geparkeer en sy het so aangestap gekom, en julle weet in die movies, as dit so slow-mo gaan, en die wêreld pause so vir 'n oomblik, sy het so oor die pad gestap, en hare het so in die wind gewaai, en sy het so mooi geglimlag, en sy het so mooi denim rokkie aangehad. Kyk, in daai oomblik het ek geweet, ek is in die moeilikheid. En ja, so die res is geskiedenis. Ek dink minder as 'n jaar later is ons getroud. En ja, ons het gegaan van hierdie bekendheid, net weet van hier op 'n afstand, tot mekaar ken. Jy weet wat maak mekaar tik, op 'n diep vlak verhouding hê en liefde kweek. En so, ek vertel hierdie storie, want dit is vir my baie naby aan hoe my verhouding met die Here ook was. Jy weet, ek het groot geword in 'n Christenhuis, bekend met die Here, bekend met die goed van die Here. Jy weet van, reg? Jy hoor die stories. Maar iewers het daar iets verander. Toe ek 19 jaar oud was, toe het ek 'n keuse gemaak en ek is wedergebore. Die Here het my daai dag gered. En dit het gegaan van 'n bekendheid met die Here tot 'n stap saam met die Here. Soek intimiteit met die Here, wil verstaan wat beteken dit om my alles vir hierdie God te gee. En so, ons gaan vandag so bietjie kyk in die skrif na Petrus, maar ek vertrou vandag dat die Here ons kom help om net 'n skuif te maak. Dalk is jy op 'n plek wat jy dit al gehad het, jy het hierdie passie, hierdie brandende liefdesverhouding met die Here gehad, maar dit het so bietjie koud geraak. Of dalk is jy op 'n plek wat dit was nog net altyd vir jou so, jy's bekend met die Here en jy kom Sondag kerk toe, maar daar's niks regtig meer nie. So ek vertrou die Here vandag, dat hy ons gaan skuif nader aan hom, aan 'n intimiteit, 'n naby stap aan Jesus. So laat ek vir ons bid en dan gaan ons saam in die skrif ingaan. Here, dankie dat ons kan weet dat die woord sê vir ons, Here, U het ons eerste lief gehad, Here. Wanneer ons praat oor in verhouding met U stap, Jesus, is dit nie iets wat ons uit onsself uit hoef te probeer regkry nie, Here. Ons kyk na die manier wat U ons lief gehad het, Here. En ons kan nie anders as om ons alles met ten volle U terug lief te hê, Here. Help ons. As daar vandag mense is wat voel hulle is op 'n plek wat hulle verhouding met die Here koud geword het, Here, help ons om weer iets opnuut van U liefde te beleef, om opnuut iets te sien van die manier hoe U ons ook lief het, Here. Amen. Goed, soos ek gesê het, ons gaan vandag kyk na Petrus, en so jy kan aangaan daar. Dis die titel van vandag se preek, by the way, maar so, Petrus was nogals 'n vurige ou, reg? En liefde en vuur is iets wat altyd so half simbolies saamgaan. So mense kan nogals gedink het, Petrus is 'n ou wat aan die brand is vir die Here. Hy's 'n ou wat nogals voluit die Here dien. Baie passievol. Hy's die tipe ou gewees wat praat en later dink en doen en dan eers later dink oor wat hy gedoen het. Hy's die tipe ou wat aksie gevat het.
Hy's die aksiedisipel. En ons sien hoe daar baie goed is wat Petrus goed doen en reg doen, maar daar kom so 'n bietjie van 'n awkward oomblik in Johannes 13, waar Jesus in gesprek is met sy disippels, en Jesus is besig om vir hulle te vertel dat hy gaan kruis toe gaan, en dat dit iets is wat hy eintlik in essensie alleen gaan doen. Die disippels kan hom nie volg in hierdie manier nie, en hier's hoe Petrus reageer. Hy sê, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Groot woorde, né? Toe antwoord Jesus, sal jy jou lewe vir my aflê? Amen, amen. Ek sê vir jou, die haan sal beslis nie kraai voordat jy my 3 keer verloon nie. Eina. Petrus is in hierdie oomblik besig om sy ewige lojaliteit aan Jesus te verklaar. Here, ek sal u volg, selfs al val al hierdie ander weg, is iets wat hy ook vroeër hier gesê het, sal ek u aanhou volg. En Jesus reageer en sê vir hom, jy gaan my volg, ja, maar jy gaan my verloon. Jy's nie so lojaal aan my soos wat jy dink nie. Sit jouself gou in Petrus se skoene. Imagine, Jesus moes iets soos dit vir jou sê. Hoe sou jy gevoel het? As Jesus vir jou sê, jy volg my in jou kop met oorgawe, maar dis nie die waarheid nie. Jy gaan my nog verloon. Petrus was baie omgekrap hierdeur, en ek dink ek sou ook gewees het. En so, ons sing ook hierdie tipe van goed baie keer en sê dit baie, Here, vat my hele lewe. U is my alles, u het alles van my, maar partykeer wanneer dit prakties raak, verklap ons, optrede ons en sien ons dat dit is nie heeltemal die waarheid nie. En so ons sien in Petrus se storie hoe dit verder gaan, en julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes 18, dis waar ons meeste van ons tyd vandag gaan spandeer in die skrif. En ons sien in Johannes 18 vers 10, hoe Petrus, dis in die tuin van Getsemane, die wagte kom om vir Jesus te kom arresteer, en Petrus, vurige Petrus, pluk sy swaard uit, en hy kap een van die ouens se ore af, een van die wagte wat vir Jesus wil kom arresteer. En Jesus stel hom tereg en sê vir hom, sit weg jou swaard. Jy sien, want in hierdie oomblik wys Petrus se optrede vir ons dat hy 'n groot misverstaan het van wat eintlik hier aangaan. Petrus se optrede wys vir ons hy verstaan nie Jesus se missie nie. Jesus se missie is nie een van kom neem oor en laat sy koninkryk met geweld geskied op hierdie aarde nie. Jesus se missie is een van sy lewe neerlê. Dis een van 'n magtevolle God wat sy lewe kom neerlê uit liefde vir die mens. Jesus probeer vir Petrus hierdeur sê, jy verstaan nie my missie nie. Jy misverstaan wat ek kom doen het op aarde. Ons kan amper kyk na die swaard en Petrus se aksies hier as die swaard verteenwoordig sy eie werke, sy eie plan, sy eie manier van wat hy dink moet gebeur in hierdie situasie te laat gebeur. Dit verteenwoordig die manier hoe hy probeer beheer vat in hierdie situasie. Jy sien, Petrus het ook 'n plan, hy het ook 'n missie.
Hy is eintlik in hierdie oomblik besig om sy selfverlossende missie uit te leef. Hy probeer homself en dit wat hy wil sien gebeur in hierdie oomblik, wil hy laat gebeur deur sy optrede. En so is daar iets soos hierdie swaard in jou lewe. 'n manier hoe jy 'n plan namens die Here maak. 'n manier hoe jy probeer om wat jy dink die Here se wil is in die situasie te laat geskied. Ons maak maklik aannames soos Petrus en sê, en ons tree net op in ons eie krag, met ons eie planne. Miskien wil die Here vandag vir jou so iets kom uitwys in jou eie lewe en kom sê, kom lê dit neer. Kom lê neer jou eie plan vir selfverlossing. Jou eie plan vir beheer neem. Jy sien, dit verklap eintlik so bietjie Petrus se hoogmoedigheid in hierdie situasie. Sien julle dit, want hy in essensie sê, ek moet vir Jesus help. Ek moet so bietjie hand bysit, dat Jesus se plan kan gebeur. Maar hier's die ironie, Petrus besef nie, dat Jesus op pad kruis toe is nie. En juis vir mense soos hy, wat nog hulle self probeer red, gaan sterf. Dis juis waarmee Jesus besig is in hierdie oomblik. En so, die skrif gaan aan en ons gaan dit optel by Johannes 18 vers 15, so julle kan saam volg in julle Bybels. Simon Petrus en 'n ander disipel, en hierdie is nou alles wat afspeel na hierdie gebeure in die tuin waar die wagte vir Jesus kom arresteer. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Daardie disipel was aan die hoëpriester bekend. Nou, hierdie is Johannes se manier om na homself te verwys in die derde persoon. So, hy sê, praat van homself as daardie disipel, maar hy is die een wat hierdie evangelie skryf. So, Johannes en Petrus, sien die prentjie, volg vir Jesus, saam met hierdie wagte waar hy nou op pad is om verhoor te word deur die hoëpriester. Daardie disipel was aan die hoëpriester bekend en hy het saam met Jesus by die hoëpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite by die deur bly staan. Toe het die ander disipel, Johannes, die een wat aan die hoëpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Sien wat gebeur hierso. Hierdie vurige disipel Petrus, hierdie man van aksie, hierdie ou wat net met die swaard wil ingaan, is ewe skielik bietjie huiwerig. Hy deins so bietjie terug in hierdie situasie. In absolute teenstelling teen hoe hy optree, stap Johannes reguit saam met Jesus na waar hy verhoor gaan word. Verstaan gou dat deur Johannes se aksie stel hy sy lewe in gevaar. Hierdie is wagte en 'n hoëpriester wat al vir 'n rukkie lank vir Jesus se kop roep. Johannes is baie bewus dat hy besig is om homself in gevaar te stel hierso. Maar hierdie wys vir ons iets van 'n verskil tussen die motiewe van Johannes en Petrus. Jy sien, Johannes word altyd na verwys as die liefdesdisipel. As jy sy evangelie lees, is dit liefde voor en agter. Sy ander briewe lees, een groot tema is liefde. Hy verwys ook in sy evangelie na homself as die disipel waarvoor Jesus baie lief was. En so, Johannes word gemotiveer deur sy liefde vir Jesus, om naby aan Jesus te bly.
self in hierdie omstandighede waar dit gevaarlik is, waar daar niks vir hom is om te wen deur saam met Jesus te gaan nie, volg hy nog steeds as gevolg van sy liefde vir Jesus. Jy sien, in hierdie oomblik word daar 'n onderskeid gemaak tussen Petrus en Johannes. Johannes het 'n liefdesverhouding met Jesus. Petrus is nog steeds op 'n plek van bekendheid gewees. Hy is nog steeds op 'n plek gewees wat hy nie waarlik die Here lief gehad het soos wat hy gedink het in sy kop hy doen nie. Daarom is sy motief in hierdie aksie, in hierdie situasie, word hy meer gemotiveer deur sy vrees en hy staan half buite die deur en loer so half in terwyl hierdie gebeure besig is om af te speel, terwyl Johannes saam met Jesus instap. Jy sien, dis die probleem met godsdiens, met net die Here dien in 'n bekendheidsmanier. Wanneer dit ons iets gaan kos, wanneer daar nie meer voordele is om te trek uit Jesus ken nie, dan deins jy terug. Dan raak jy bang. Godsdienst sê, dien die Here sodat jy goed by hom kan ontvang. 'n Verhouding met die Here sê, ek gaan vir Jesus volg omdat ek lief is vir hom. Daar's 'n bekende aanhaling van iemand wat hierdie baie goed verstaan. Jim Elliot het gesê, "He is no fool. He gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Hierdie is 'n man wat as 'n sendeling in Ecuador vermoor is. 'n Man wat iets weet van die koste betrokke om Jesus op hierdie manier te volg. En ons sien hoe Johannes hierdie ingesteldheid invat waar hy naby aan Jesus bly en sê, ek weet, my verhouding met Jesus kan niemand by my vat nie. Petrus aan die ander kant is huiwerig en verval in vrees. En so, ons volg verder in die skrif, en jy kan daai volgende skrif daar vir ons opsit, van vers 17 af, die diensmeisie wat die deurwag was, sê toe vir Petrus, is jy nie een van hierdie man se disippels nie? Kyk hoe verwys hy na Jesus. Hy antwoord, ek is nie. En hier begin Petrus se verloning. Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. Petrus, hierdie disipel wat sy lojaliteit aan Jesus vroeër so seker oor was, verloon nou vir Jesus. Hy ontken vir Jesus. Hierdie vurige Petrus, hierdie passievolle ou wat nie bang was om aksie te vat nie, is ewe skielik so vreesbevange dat hy lieg oor sy verhouding met Jesus. En ons sien wat volg is dat Petrus amper nog verder terugdeins van Jesus af en hy bevind homself by 'n vuur langs hierdie wagte en soldate wat
daar by die hoëpriester se hof was, en ons sien hoe Petrus nie meer sy vuur, sy warmte, die passie in sy lewe kry van sy verhouding met Jesus af nie, en hoe hy nodig het om homself te gaan warm hou. Hoe hy 'n ander vuur gaan soek. Nie Jesus se vuur nie. Nou moet hy 'n ander vuur gaan soek. Dis baie keer, ek dink, wat met ons ook gebeur. Die oomblik wat ons verhouding met die Here, ons so 'n bietjie afstand doen, ons so 'n bietjie koud raak, dan gaan soek ons ander goed om passievol te raak oor. Dan gaan soek ons ander goed wat ons lewendig kan laat voel. Dan gaan soek ons ander goed om vir ons liefde en aanvaarding en goed te gee in ons lewe. En ons sien hoe Petrus dit gaan vind. Hy gaan vind hierdie warmte langs 'n vuur saam met mense wat nie vir Jesus ken nie, ongelowig is. Dit laat dink my aan Psalm 1 vers 1 wat sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie. En dis presies waar Petrus homself nou bevind. Jy sien, hierdie vuur is nie net 'n vuur nie, dis simbolies van wat ons hoor van in Openbaring 21. En ek gaan vir ons 'n Engelse vertaling lees. Revelations 21 verse 8. But the cowards, wat Petrus duidelik in hierdie oomblik is, 'n lafaard, traitors, hy is 'n verraaier, perverts, murderers, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars. Weer eens, Petrus het nou net gejok oor sy verhouding met Jesus. The place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. Hierdie verwys na die hel. Petrus dink hy gaan homself net so bietjie gaan warm maak hier langs hierdie vuur, maar hy bevind homself verwyder van die Here, op 'n plek wat hy eintlik volgens die simboliek op pad is hel toe, 'n plek ewig verwyder van God. Hierdie disipel wat so gesê het, hy sal sy lewe gee vir Jesus, in 'n oomblik vind hy homself by 'n ander vuur, nie naby Jesus nie. En so, baie keer is dit ons ook. Dis maklik vir ons om Jesus te volg wanneer die voordele vloei. Maar wat as dit jou iets begin kos? Wat as dit jou alles kos? As jy eerlik is met jouself en as ek eerlik is met myself, het ons al almal hierdie pad gevolg wat Petrus hier gevolg het. As ek myself moes sit in daai omstandighede, sou ek soos Johannes ingestap het saam met Jesus, of sou ek saam met Petrus by die deur gestaan het? Ek dink ons was al almal op tye bevind waar ons by die deur staan en probeer inloer, want ons sien die koste van Jesus volg. En so dit is die gewig van hierdie oomblik. Dit wys vir ons iets van ons verlonende natuur as die mens, ons selfverlossende natuur, waar ons so maklik en vinnig ons eie planne probeer maak. Gemotiveer deur vrees, gemotiveer deur
wat ons dink die beste plan is en hoe ons dink die Here veronderstel is om op te tree. Maar sodoende verloon ons baie keer vir Jesus. Ons volg die verhaal verder en dit sê, Simon Petrus het hom nog daar staan en warm maak. Hulle sê toe vir hom, is jy nie ook een van sy disippels nie? Petrus het dit ontken en gesê, ek is nie. Tweede keer wat hy vir Jesus verloon. Een van die hoëpriesters se slawe, 'n familielid van die een wie se oor Petrus afgekap het, het gesê, het ek jou mos in die tuin by hom gesien? Dan nie? Petrus het dit weer ontken en onmiddellik het die haan gekraai. Petrus se derde verloning, net soos wat Jesus dit geprofeteer het. En Petrus besef in hierdie oomblik, hy is verlore. Hy besef dat Jesus reg was, dat hy nie waarlik sy lewe sal aflê vir die Here nie, dat sy lojaliteit aan Jesus net so vinnig iets is wat hy kon weggee. En ons sien hoe Petrus dank die Here verkeerd was oor wat Jesus se missie was. Jy sien, want nou is Petrus juis die een wat nodig het dat Jesus kruis toe gaan. Nou is hy verlore. Nou is hy die een wat Jesus verraai het, wat Jesus verloon het. Nou is hy die een wat redding nodig gehad het. Petrus wat gedink het, hy gaan deel wees van die reddingsplan, is nou juis die een wat redding nodig het. En so, daar's 'n draai in die verhaal hier, en ek wil hê jy moet besef vandag, as jy op daai plek is waar jy ver van die Here af voel, dat dit juis die goeie nuus is. Jou selfreddingsplan sal die Here tot 'n einde bring. Hy sal jou swaard breek, sodat hy waarlik sy redding vir jou kan wys. En so ons weet, Jesus is verhoor en gekruisig en hy het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan uit die dood uit. En daarna het hy begin verskyn aan sy disippels. Petrus was so verneder, hy het teruggegaan see toe, hy het teruggegaan en gaan visvang, doen wat hy gedoen het voorheen. Maar Jesus gaan na Petrus toe. Die woord sê vir ons, dis nie dat ons die Here eerste lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Jesus se liefde neem die inisiatief om die gebroke verhouding tussen hom en Petrus te herstel. En ons sien, Johannes 21 is waar Jesus dan nou uiteindelik weer vir Petrus teekom, en Petrus is op sy boot besig om vis te vang, en die disippels sien vir Jesus op die strand, en ons tel weer die storie op by Johannes 21 van vers 9 af. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Moenie hierdie mis nie. Petrus was langs 'n koolvuur, waar hy homself probeer warm kry het. Nou nooi Jesus hom na sy vuur toe. Hy nooi vir Petrus terug in verhouding met hom in. Hy kom nooi hom terug na die plek toe waar hy hom verraai het, juis om vir hom te kom sê, ek is nog steeds lief vir jou. Ons gaan verder van vers 15 af.
Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy het vir hom gesê: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Jesus, deur sy aksies, wys vir Petrus dat sy liefde, Jesus se liefde vir Petrus nie te betwyfel is nie. Hy's reg om verhouding te herstel met Petrus, maar hy wil iets weet. Hy wil weet of Petrus hom liefhet. En hy vra hom hier 3 keer of hy hom waarlik liefhet vir die 3 keer wat Petrus hom verloon het. Jesus doen baie spesifieke goed hier om vir Petrus te laat verstaan. Sit gou jouself in Petrus se skoene waar hy langs die rivier saam met Jesus sit en hy dink terug aan toe hy vir Jesus verloon het. Die pyn, die hartseer wat dit by hom moes veroorsaak om terug te dink aan daai memory. Maar Jesus kom vra 3 keer vir hom: Het jy my lief? Hy vra hom 'n derde keer: Simon Petrus, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geraak, omdat hy hom die 3de keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê toe vir hom: Laat my skape wei. Jy sien, Petrus, hierdie disipel van aksie, hierdie disipel wat goed wou doen vir die Here, Jesus kom wys sy diepste hartmotief hier uit. Hoekom wil jy dit doen? Is dit omdat jy my liefhet? Of is hierdie deel van jou eie plan vir jouself laat goed lyk of jouself te red? En Jesus kom doen iets hier waar hy vir Petrus laat verstaan dat verhouding met hom kom eerste. In die koninkryk van die Here kom verhouding met Jesus voor verantwoordelikheid, voor aksie, voor werke. In Matteus 7 vers 22 sê Jesus hierdie ook: Baie sal op daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige werke verrig nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat wetteloosheid bedryf. Die Here verlang verhouding. Die Here verwag nie ons werke eerste nie, hy verlang verhouding. Hy verlang dat jou diepste motiewe, die goed wat jou dryf, jou liefde vir hom is. Hy verlang nie net 'n bekendheid met jou, 'n oppervlakkige, ja, ek kom Sondag kerk toe, wanneer die sensus verbykom, ek is 'n Christen, tipe verhouding met jou nie. Hy verlang 'n verhouding met jou, waar jou belangrikste besluite, jou diepste motiewe, geweek is in sy liefde. En so vandag, om te reageer op hierdie boodskap, as jy hier sit en jy
het bewus geraak van iets soos Petrus se swaard in jou lewe, wat jy moet kom neerlê. Iets waar jy in jou eie hoogmoed amper vir die Here sê, laat ek net so 'n bietjie help, laat ek so 'n bietjie hand bysit hier. Dalk vra die Here vandag vir jou om iets soos dit te kom neerlê. Dalk is vandag 'n wakker skud, jy's nie by die vuur wat jy gedink het jy is nie. Jy's besig om jouself warm te maak met 'n ander vuur. Jou lewe gaan oor iets anders. Jesus se vuur is missing, sy liefde is missing in jou lewe. En vandag wil die Here jou kom uitnooi en sê, ek kom nooi jou soos Petrus na my vuur toe, kom sit saam met my. Is jy lief vir my? Is Jesus se vraag vandag. So ek wil ons net 'n oomblik gee, dat ons kan reageer op hierdie boodskap en jy weet wat die Here met jou oor praat in jou hart. Dalk roep hy jou uit 'n plek van bekendheid uit, nader aan hom. Dalk is daar iets spesifieks wat hy jou vra om te gehoorsaam vandag. Maar jy weet, dit gaan jou iets kos. So ek wil ons net 'n oomblik gee, laat ons reageer op hierdie woord in gebed, soos jy daar self sit. Dalk as dit die eerste keer is in 'n tyd wat jy bid, kom ons trek nader aan die Here. Praat met die Here oor daai ding wat hy vandag vir jou kom highlight het in jou eie lewe. So ek gaan ons net so 'n minuut of 2 gee. Here, ons kom sê vanoggend, dankie vir u liefde, Jesus, wat u vir ons gewys het, Here. Daar waar ons baie keer vinnig is om weg te draai, vinnig is om u te verloon, Jesus. Nooi u nog steeds ons nader aan u, Here. Dankie vir u genade, dankie vir u liefde, Here. Dankie dat u 'n genadige God is, Here. Wat ons nog steeds nader aan u nooi, Here. Jesus, ek bid vanoggend dat u ons sal help om ons lewens neer te lê en die kruis op te vat, Here. Here, dat ons lewens sal lewe wat radikaal u liefde uitleef, Here. Dat ons soos Petrus nie sal kan ophou praat van u liefde en wat u gedoen het vir ons, nie, Here. Dankie, Here, dat u ons herstel in verhouding met u, net soos wat u Petrus herstel het, Here. Jesus, ek bid vandag vir elke hart, vir elke persoon wat nou 'n gebed gebid het, waar hulle iets kom neerlê het, of iets kom opvat het, wat u dalk in hulle hande sit om te gehoorsaam, Here. Mag ons u liefde beleef en sien, Here, soos ons lewe oorgee in u hand, Jesus. Amen. En familie, so die aanmoediging is dit. Jesus kom herstel vir Petrus en nie lank hierna nie, praat Petrus met 'n klomp mense en op een dag kom 3000 mense tot bekering. Hierdie Petrus, hierdie verraaier, gebruik die Here kragtig. Maar jy sien, sy motief is anders. Hy is nie meer bang nie. Die Here het sy vrees kom wegvat. Mag dit waar wees vir ons. Mag die Here ons hom vreesloos laat volg. Gemotiveer deur 'n liefde vir hom. Gemotiveer deur ons intimiteit met Jesus.